Welkom in my Afrikaanse klas. Ons is besig met die afdeling luister en praat en ons gaan vandag kyk na onderhoude, interviews. Nou ons het al gepraat oor 'n job interview, 'n werksonderhoud. So al hierdie goed is baie verweef met mekaar, maar kom ons kyk. Hier het ek vir jou 'n paar moontlike onderwerpe vir onderhoude. Ek gaan dit met jou bespreek, dan gaan ek vir jou 'n paar wenke gee en dan is ons klaar met hierdie afdeling of met hierdie gedeelte oor onderhoude. Goed, moontlike onderwerpe vir onderhoude. So jy sal so 'n onderwerp kry by jou onderwyser of jy kan 'n onderwerp kies en dan sal jy met die ander persoon 'n onderhoud voer. So nommer 1, jy is 'n aanbieder van 'n joernaalprogram. So it's a program like, oh my hat, Kwela, excuse, I was a blank for a moment. And this is on channel 144. Here you can find the most exquisite examples of interviews, and I would like to encourage you. It's on a Sunday evening, Sondag aand, tussen 6 en 7. So hier gaan vir jou wonderlike voorbeelde wees van onderhoude en dit is oor die interessantste onderwerpe. So kyk asseblief daarna, dit gaan jou help. Okay, so jy moet 'n onderhoud voer met 'n filmster of 'n sportman of 'n kunstenaar of 'n skrywer of 'n dokter of wie ook al. Die ander onderhoude wat baie gereeld gevoer word is byvoorbeeld na sportwedstryde. En dan praat hulle met die kaptein en hulle praat met die man van die wedstryd. So dis alles voorbeelde van onderhoude. Nommer 2, voer 'n onderhoud met die skrywer van die roman wat julle tans in die klas behandel. So the author of the story, the book that you are at the moment doing in class. Volgende voorbeeld, die antagonis in julle voorgeskrewe boek verskyn in die hof en word deur die aanklaer ondervra. So as julle nou dink aan Asem, Theo en sy boetie wat in die hof sou kon wees, omdat hulle die verkeersman doodgery het, en dan die vraag wat die aanklaer vir hom vra, the prosecutor. Nommer 4, hierdie een pas aan by stories. Jy moet 'n onderhoud met jou oupa voer oor sy lewe en die familiegeskiedenis. So your grandfather, you must ask him about his life and the family history. So there are numerous examples, and I really want to encourage you to follow this up and look at that and just get a few more ideas. Om jou te help om die onderhouding onder die knie te kry, moedig ek jou aan om weer na hierdie lesse te kyk. 1.1, 1.4 en 1.13. Ons kom nog later by 1.13, maar hierdie lesse almal saam gaan vir jou regtig help om hierdie onderhouding onder die knie te kry. En dan woordeskatlyste, handbook and study guide, en dan is daar ook plus Afrikaans, everything you need to know to obtain top marks. Daar's ook wonderlike lyste van woorde wat jy kan gebruik. En onthou dan die ander ding, is eenvoudige sinne in die korrekte woordorde. Goed, weer eens, soos al hierdie goed, is dit belangrik om jouself voor te berei. So, hoe meer jy kan doen om jouself voor te berei, hoe beter. Goed, tot 'n volgende keer.